Je kan die zitplek nemen. Of die muziekman sê dankie, is lekker om saam met hulle vanavond te bedien. En altijd lekker om die naam van die Here groot te maak. As jy Bybel saamgebring het, bly gerus saam met my. Dan Prediker die 3de hoofstuk toe, baie bekende gedeelte in die woord van die Here. En ek glo God wil vanavond met ons iets deel. Hy sê alles het 'n bepaalde uur en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. Tyd om gebore te word, tyd om te sterwe, tyd om te plant en 'n tyd om uit te roei wat geplant is. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanaand in die huis van die Here te wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here, gaan nie vanaand oor ons nie, dit gaan oor U. Gaan oor die grootheid, die genade, die krag,
dankie sterk, en ek wil vanaand bid, o Gees van God, wat alle verstand te boven gaan, dat die vanaand sal inkom en ons harte sal aanraak. Here, kom val ons toe met die liefde en die genade, en dat ons sal hoor en verstaan, wat u vanaand vir ons sê, is my gebed in die kostbare naam van Jesus, en ons dank u daarvoor. Die volk van die Here sê, Amen. Ek wil vanaand so 'n bietjie met jou praat rondom hierdie gedagte, daar's 'n tyd vir alles. En ek het nog al jare gaan sit en dink van, die Bybel praat hier van 'n tyd om te plant, dan 'n tyd om te oes, en dan is daar 'n tyd om te gebore te word, 'n tyd om te sterwe, en dadelik kom dit by my op, dat alles werk in seisoene. Daar sekere goed wat gebeur in 'n seisoen, en dadelik het ek daarom begin dink, en die vraag vir myself begin vra, is ons nog besig om te lewe? Jy sien, dit klink nogal snaaks as ek dit vanaand vra, want ek moes na 'n paar goed gaan kyk het, en dit is dat ek moes gaan kyk het, in watter tyd van my seisoen, of in watter seisoen is ek op die oomblik. Jy sien, ek wil hê moet vanaand verstaan, ek kan vanaand die beste saad in my hand het, maar as dit oesseisoen is, beteken my saad niks. As ek vanaand hierdie saad in my hand het, en ek wil dit vat, en ek uitstrooi, en gaan plant, maar die grond is nie voorberei nie, beteken dit absoluut niks. En dadelik kom het by my op, dat baie van die goed waarmee ons besig is, en baie van die dinge wat ek en jy op 'n daaglikse basis mee moet deel, is bepaal deur 'n seisoen. Maar die vraag is, of ken ons die seisoen? Nou, ek wil so 'n bietjie praat oor 4 geestelike seisoene, as dit reg is met julle. Ek wil vanaand so 'n bietjie praat oor die eerste een, 'n seisoen om te plant. Dis vanaand lekker om saad te gooi. Dis lekker om met mense te praat. Dis lekker om by mense te wees, vir hulle te sê, dis tyd om die Here aan te neem, want die koms van die Here is voor die Heer. Dis lekker om met hulle te praat oor hierdie goed. Dis lekker om saad in te sit en te weet, hier gaan 'n oes uit opkom, een van die dae. Dit beteken, daar's iets wat besig is om te gebeur, en as ons net kans gee, want baie van ons grootste probleem is, ons raak hastig in ons seisoene. Ek wil nou dit hê, en Here, ek bid dan vir dit nou, so dit moet nou gebeur. Maar wat is God? 2 of 3 maande wag met dit, want dis dalk nog nie jou seisoen nie. Dis dalk nog nie die tyd wat God wil hê, dinge moet gebeur nie. So ons moet baie versigtig wees om God se hand te probeer forceer in die seisoen wat ons in is. Dis snaaks dat daar lê vanaand mense in hierdie hitte onder 'n kombers, met die kombers oor hulle kop getrek, want hulle voel dis winter in hulle binneste. Dit voel hulle is alleen. Dit voel daar's niemand anders wat omgee nie. Dit voel vir hulle of hulle besig is om 'n stryd te stry en 'n oorlog te beklei, en dit voel vir hulle of hulle besig is om te verloor. Ek weet nie van julle nie, maar ek weet hoe dit voel om baie keer in 'n oorlog betrokke te wees. Ek weet hoe dit voel om baie keer besig te wees met dinge, en dan het ek nie dadelik die antwoord nie, of ek weet nie wat die uitkoms gaan wees nie. Ek kan nie vooruit sien nie, ek kan nie bepaal nie, maar wat ek wel kan doen is, ek kan op God vertrou, wanneer ek in 'n oorlogsseisoen in my lewe is, en wanneer het vir my voel, dinge raak te veel. Ek kan vandag vir jou sê, daar's baie mense wat in 'n oorlogsseisoen in hulle lewens is, wat hulle veg om oorlewing. Ek het binne met Laura gesit en gesels, want ek dink sy was laas Sondag was al tyd gewees. Laas Sondag was al tyd, maar die babatjie moet gebore word, en dit is nog nie gebeur nie.
En sy sê, pastoor, ek kon nie vanmorgen opkom, ek het net gehuil. En dadelik kom het by my op, sy is in 'n oorlog betrokke, want sy is emosioneel besig om moeg te raak. Sy is in 'n stryd betrokke, want dit voel vir haar, dinge raak te veel, en sy voel, dat as sy net oor hierdie bruggie kan kom, as sy net hierdie seisoen kan oorsteek, as sy net in die volgende seisoen van haar lewe kan inkom, sal dinge dalk verander, en dinge sal dalk vir haar beter wees, want dit is presies hoe sy voel. En dadelik kom het by my op, dat baie keer in ons lewe, sit ons met hierdie emosionele druk, en ons sit met dinge, ons omstandighede, die goed wat rondom ons aan die gang is, en ons voel baie maal, ek sit 'n oorlog betrokke. Ek wil vanaand vir jou sê, wanneer jy voel jy is in 'n oorlog, moet jy weet, die vyand is nie tevrede met jou nie. En wanneer jy in 'n oorlog betrokke is, moet jy verstaan, dat sekere goed wat God van jou gaan vereis. En ek weet nie van jou nie, maar as ek in oorlogsgetuisterde gebied is, of ek is in 'n situasie waar ek weet, dis of ek of die vyand, gaan ek alles in my vermoë doen, om hom uit te oorlê en om te verslaan. Ek weet nie van jou nie, ek sal in die nag wakker lê, met my geweer in my hand, as ek weet ek is onder aanslag, ek sal dalk wakker lê, of baie lig slaap, want ek weet, die aanslag van die vyand is teen my. Ek wil hê maar dit hoor vanavond, want weet wat, ek het begin agterkom, ek lê party nagte wakker, dan weet ek nie hoekom nie, en die oomblik as ek begin bid, dan weet ek, die aanslag van die vyand, wat besig is, om ons lewens, ons kerke, en mense se huwelike, en die finansies te verwoes, is so groot, maar daar's te min mense, wat toegetree het, tot die oorlog van sy lewe. Party mense sit en kyk, hoe ander mense beklei, vir sy lewe. Dan wil ek praat vanavond, oor die seisoen, van wag. Dis nie 'n lekker seisoen, om in te wees nie. As jy na God toe kom en jy sê, Here, ek wil 'n antwoord hê asseblief, en Here sê, wag net 'n bietjie. Ek weet nie of dit al by jou gebeur het nie. Dan kom ek na die Here toe, ek vas, en ek bid, en ek soek die aangesig van God, en as ek met God oor praat, en sê, Here, vir my wag 'n bietjie. Dan dink ek is hier besig om vas te hou met alles binne in my, en dan sê ek moet wag. En weet wat, ek het iets geleer, daar's baie kere wat het vir my beter was, om te gewag het, as wat het was, om toe te tree tot die stryd op daai oomblik. Sometimes we need to calm our hearts and our spirit and wait. Wat sê die woord van die Here? Hy sê dit so mooi. Hy sê, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels, soos die arende. Hulle hardloop, en hulle word nie moeg nie. Hulle struikel, en hulle val nie. Ek wil hê moet dit vanaand hoor, want baie keer in ons lewens, dan weet God, dis 'n tyd wat ons besig is, om te moeg te raak, en dan sê hy vir jou, wag. Ek is iemand wat baie swaar kry, om te wag. As ek by binnelandse sake of by die bank instap, is dit vir my die grootste frustrasie, want ek weet, ek gaan enigiets tussen 10 minute en 2 ure daar staan. Onwagbaar.
Nie omdat hulle besig is nie, maar omdat ek haastig is. En dan baie keer staan ek daar en dink ek, kan hulle nie net nog 'n teller insit nie, of kan hulle nie net iemand gee wat bietjie meer behulpsaam is nie, kan hulle my nie net bietjie help nie. En daarom kom het by my op, dat in my wagperiode is daar baie keer emosionele goed waardeur ek werk. Want jy sien, terwyl ek staan en wag, dan sê ek wil nie kwaad word nie, Here, so gee my 'n gees wat rustig is. Ek wil nie opgewonde raak en my koel verloor nie. So Here, gee my 'n gees van selfbeheersing, dat ek rustig is, te midde van die tye wat ek moet wag. Ek wil dit hoor vandag, want ek het iets agtergekom. Jesus kom op 'n stadium by sy disippels aan, en hy sê vir hulle hierdie woorde, hy sê, ek wil hê, jy moet een kant kom om te rus. Anders gaan die pad vir jou te lank raak. Ek het en dit begin agterkom, en dit is dat ouens wat lang afstand alleen is, hardloop nie voluit van in die begin, totdat hy klaar maak nie. Hy pys homself. Hy hardloop op 'n ritme. Hy hardloop teen 'n tempo wat hy kan hanteer. En baie keer wil ek hê jy moet dit verstaan, want ons trek partykeer weg uit omstandighede uit waar God sê, waar? Dan hardloop ons vir 500 meter flat out. En dan verstaan ons, want ons het moeg geword langs die pad. En dat ek het God 'n metode om jou een kant te vat en vir jou te sê, wag. Baie van ons is in 'n seisoen waar iets dood gegaan het in ons lewens, en ek wil begin klaarmaak. Ek sien wanneer jy in 'n seisoen is, wanneer iets dood gegaan het, is dit verskriklik moeilik om daarvan na vorentoe te gaan. En ek praat nie hier van ons geliefdes wat dood is nie. Ek praat van iets wat in ons gees wat 'n keer dood gaan. Ek het al soveel maal, ek het 'n plant daar by die huis. Ek is baie nie vir 'n boom vaar, maar as ek sien hang sy ou blare so droog is dan voel ek, ag, Jesus help my. Dan hardloop ek van water, ek gee hierdie water en goed. Kom ek weer reg so rukkie, en dan voel ek 'n bietjie beter. En nou toe ek in Indië was, die week voor ek in Indië was, ek vergeet om op wat te maak. En dus ek 2 weke in Indië toe terugkom. Dus ons 'n paar droë blaadjies. Ek het hierdie ding genurture, ek het hom raag probeer om net sterk en groot te kry. En ek het gegaan, en ek het gaan water vat en op hom gaan uitgooi en weer sy grond so 'n bietjie losgemaak en gedink, wel, miskien, net miskien, gaan hy weer opstaan. En ek het die afgelope 2-3 weke, elke oggend, as ek uitstap, dan loop ek eers soet toe, om te gaan kyk. Ek het so rukkie terug met iemand gepraat wat plante ongelooflik goed ken. Toe sê hy vir my, pastoor, jy kan probeer, maar ek het vir jou slegte nuus.
Hy's dood. En weet wat sê die Here vir my? Terwyl ek besig is met hierdie hele proses, toe sê die Here vir my, waarom gee jy dinge water in jou lewe wat lankal dood is? Waarom probeer jy dinge aan die gang te hou en hulle te koester en hulle liefde te gee en jou bes te probeer, terwyl jy weet, diep binne in jou, hy's lankal dood. Sien, en ek het net hierdie 4 seisoene van ons lewe gevat, om jou net 'n idee te gee. Maar daar's soveel meer seisoene, wanneer ek en jy baie keer moet beklei, baie keer moet werk. Ek het vanmiddag toe ek by die huis kom en is so warm. En ek het gaan sit en ek het voorberei en nadat ek my woord gekry het by die Here, toe gaan lê ek op my bed. Maar dit is so warm dat ek sit die fan aan. En ek dink by myself, laasweek moes ek 'n baadjie uit my kas uithaal. Laasweek Dinsdag aand, toe dit so koud en die disippels wat afgesluit het wil braai, toe ons buite by die braai staan, toe kom staan almal so naby die braai as moontlik, want dit is koud. En vandag lê ek onder 'n fan, want dit is te warm. En ek besef hoe vinnig 'n seisoen kan verander. Weet wat die ergste van ons? Ons het nie beheer oor ons seisoene nie. Die kerk gaan deur verskillende seisoene. As partykeer 'n lekker oplewing, dan groei ons lekker en is lente. Ander keer dan sien ek hoe mense geestelik groei, dan is dit somer. Ander kere dan sien ek hoe mense so 'n bietjie begin verlip. Bid ek hard en sê, Here, help ons dat ons die winter kom. Ek begin in die herfs al te bid vir die winter. Want jy sien, wanneer ons in die winter kom, is daar geen groei na bo nie. Weet julle dit nie, maar plant groei nie in die winter bo toe nie. Hy groei net in sy wortels. Al lyk hy partykeer vir jou dood in jou winteromstandighede, is hy eintlik besig om die wortels sterker te maak. Al voel dit vir jou partykeer, jy's in 'n oorlog getuisterde seisoen, want alles wat jy wil hê en alles wat jy wil regkry, moet jy beklei voor. Ek is hier die afgelope 3 weke, en het is my gevoel, ek is aan my oorlogzone. Hoe dat is in my kop optel met klappies goed. En weet jy wat? Toe ek vanmiddag voor die Here lê, toe sê die Here vir my, partykeer moet ons beklei, en partykeer moet jy in die loopgraaf lê. En wag. En ek wil vanaand vir jou sê, ek weet nie in watter seisoen van jou lewe jy op die oomblik is. Maar mag ek dit vanaand sê met die grootste vrymoedigheid. Elkeen van ons is besig om deur 'n seisoen te gaan.
kan ek jou groot guns vra, kyk vir die ou naam sy, en sê vir hom, God het 'n kalender. So skitterlik. Want die kalender bepaal nie die seisoen nie. Die seisoen bepaal die kalender. Daar is sekere tye wat ons grootste probleem is. Ons haak vas in 'n seisoen. Ons almal wil graag in die somer en die lente vashak. Want dit is die lekkerste seisoen. Dan gaan dit goed en awesome. Maar jy weet, jy kan nie verder groei as jy nie deur herfs en winter gaan. Dat jou wortels kan sterker word nie. En vanmiddag toe voor die Here lê, en ek na hierdie goed begin kyk, en ek begin in my lewe af te speel, te bid ek, en weet wat was my woorde? Here leer my om die seisoen te herken op die regte tyd. Want weet jy wat? Ek kan nie die stroper uitbring om te stroop as dit tyd is om te plant nie. Ek kan nie plant as dit herfs is. Dan gaan hy saam in die grond lê vir so lang tyd. En die kans dat dit deur wurms en deur voëls en goed opgepik kan word, is baie groot. En daarom wil ek vanaand na jou te kom en sê, ek weet nie hoe lyk jou lewe nie, maar ek bid dat God vir jou sal wys in watter seisoen is jy. Elke oor voorbij, elke oor gesluit. Ek wil niemand met rondkyk vanaand nie. Jy sit vanaand hier en elke een van ons gaan deur 'n seisoen. Dis baie keer seisoen wat jy voel, my man kan nie beter nie. Dan kry jy weer 'n seisoen wat jy dink, ag liewe Vader, what happened? Ek wil nie met vanaand iets hoor, want jou seisoen bepaal baie keer jou gemoed. En jou gemoed bepaal jou optrede. En ek is vanaand hier om vir jou te sê, God sê jou winterseisoen is verby. He's going to bring something new to the game. As jy vanaand hier sit en sê, Here, help my dat ek vinnig deur hierdie seisoen kom. Want ek sien uit na dit wat voor lê. Steek op jou hand na God en ek wil net saam met jou bid. Dankie vir die hande wat reg oor die gehoor gaan. Ek vra as jou hand opgesteek, sal jy saam met my opstaan asseblief. Ek wil graag saam met jou bid. Onze Vader, wat in die hemel is. Ek bid vanaand elke gees en elke demoniese mag en elke
vloek en elke binding wat probeer om my mense te steel vanaand in die naam van Jesus. Here, ek bid vanaand vir elke seisoen waardeur ek gaan. Wil ek sê dankie Here, want ek leer in die seisoen dalk nie wat ek dink ek nodig het nie. Maar die oomblik wanneer ek die volgende seisoen betree, dan verstaan ek presies hoe my kan ons deurgaan. En ek wil vanavond kom en ek wil bid en ek wil vra, Here, begin by my vanavond. Here, as ek in die winterseisoen is, ek is happy, want ek weet my wortelstelsel groei. As ek in die somerseisoen is ek op my gelukkigste, want groei ek. As ek in lente is ek so gelukkig, want daar's nuwe dinge, nuwe uitspreitsels. As ek in herfst is, verloor ek partykeer 'n paar van my goeie idees. Hy wil vanaand kom en sê, Here, so dankie, dat daar 4 seisoene in elke jaar is. Here, ek wil bid en vra, leer my om die seisoen te lees. En leer my om daardeur te gaan met blydskap. Dis my gebed in die kosbare naam van Jesus. En ek dank U daarvoor. Amen, amen. Ek kan die sitplekke neem, by die musiekspan voorkom, en ek die laaste gedagte deel. Ek wil vanavond vir jou sê dat, weet wat vir my die amazingste, is dat ons baie keer deur iets wat gebeur, besluit te neem. As jy my nie glo nie, ek weet ons is in sonde. Maar laas week toe dit so koud word, toe soek ek komberse. Ek sê vir die bediendes, sit vir my nog 'n ekstra kombers op. Vandag toe kyk ek aan kombers en dink ek, hoe moet ek ooit uitgaan? Maar jy sien, binne my omstandighede neem ek besluite wat nie ewig gaan bly nie. En dan wil ek vanaand vir jou sê, maak seker van jou tydsberekening. Maak seker van jou seisoen voordat jy besluit te maak dat jy die hele seisoen gaan laast. Amen. Dankie.